Jesus. Breathe you in, God. Jesus. We just breathe you in, God. Så får det. Change the atmosphere Jesus. as we breathe you in. Nawa Jesus. Hyundai Gomes. I breathe you in. Beautiful. I breathe you in. Come fill me, Holy Spirit, with your mighty rushing wind. I breathe you in. I breathe you in. When you come, all of a sudden, I am strong again. I breathe you in. I breathe you in. Come fill me, Holy Spirit, with your mighty rushing wind. I breathe you in. I breathe you in. When you come, all of a sudden, I'm strong again. Breathe on me, oh breath of God. Flood me with your living water. Rush through me now till my soul overflows. Breathe on me, oh breath of God. Flood me with your living water. Rush through me now till my soul overflows. We're calling on the Holy Spirit. Holy Spirit, oh. Sing, I breathe you in. I breathe you in. I breathe you in. Come and fill me, Holy Spirit, with your mighty rushing wind. And I breathe you in. I breathe you in. When you come, all of a sudden, I'm strong again. Oh. So breathe on me, oh breath of God. Flood me with your living water. Rush through me now till my soul overflows. Ask him tonight. Breathe on me, oh breath of God. Flood me with your living water. Rush through me now till my soul it overflows. Oh, breathe on me, oh breath of God. Flood me with your living water. Rush through me now till my soul overflows. Oh, breathe on me, oh breath of God. Flood me with your living water. Rush through me now till my soul overflows. Fill me up till I overflow. Till I'm running over. Till I'm running over. Oh, Holy Spirit, come. Oh, fall fresh on your people. Oh.
dat U ons Vader, in U teenwoordigheid staan ons vanoggend, Here. In U teenwoordigheid, Here, is die baie mense wat dalk oproep nou en sê, Here, vul ons met die vrede. Kom vul ons net, Vader, met al die goed wat in die wêreld aan die gang is, of wat in my lewe aan die gang is, Here. Kom vul ons en vat dit net weg en gee my vrede, en geef my net wysheid, waartoe om te gaan. Vader, ek kom vanoggend, Vader, waar ons staan vanoggend hierso. En waar ons die woord moet oopmaak vanoggend, Vader. Vader, dat hierdie woord, Vader, ons sal oprig en sal stig, Vader. Vader, ek wil vra dat U my hart sal lei. Ek wil vra dat U my hand sal vat. Ek wil vra dat U my mond sal aanraak. Dit wat ek sal spreek, Vader, dat dit sal spreek soos wat U Gees dit wil hê ek moet spreek, Vader. Vader, dit wat ek moet sê dat ek sal doen, Vader, maar laat ek nie in die pad sal staan, wanneer U iets wil doen. Vader, ek wil vra dat U die woord sal seën. Ek wil vra dat U Heilige Gees, Vader, sal deurbeweeg in hierdie kerk vanoggend. En ek loof U en ek prys U vanoggend in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil vra dat julle sal sit. En ons is altyd dankbaar wanneer ons die woord begin. Altyd dankbaar dat wanneer ons die woord oopmaak, dat ons nog altyd die woord kan oopmaak. Daar's ander lande wat sal wat wil gee om net 5 minute in 'n kerkdiens te kan sing en openlik hardop te kan skree die naam van Jesus. Want as hulle die woord moet spreek, die naam van Jesus, dan word hulle doodgemaak. So hulle sal wat wil gee, en dis altyd wonderlik dat ons die eer kan hê om hierdie woord oop te maak en hierdie woord te kan gebruik en te kan weet dat ons weet dat die Here is altyd daar. So vanoggend wil ek met jou praat oor die gemaksone. Jou gemaksone. So ons is besig met die arend. Ons het hierdie jaar se tema, ons is nog steeds besig met die arend tema. Ons ervaar waartoe is ons op pad. Dit lyk dalk nie vir ons of dit werk nie, maar die Here is besig om elke puzzle bymekaar te sit. Elke tema wat ons besig is om bymekaar te sit, kan ons sien waartoe ons op pad is. En volgende sê vir Corrie, ek sê weet jy wat nie, ons strak al in Augustus maand. Ons kort 'n tema vir volgende jaar. Toe begin sy vir my te lag en sy sê vir my, wil jy my wet? Ons het nie al, ons het 'n tema. Ek sê vir haar, weet jy wat, ons het 'n tema. En ek het altyd vir haar die tema gegee en ek het nooit agtergekom en gee die woord vir volgende jaar. Maar so vinnig vlieg die tyd. So vinnig is dit besig om te beweeg. So vinnig is jou lewe besig om te gaan. So, vanoggend wil ek met jou praat oor die swakheid eintlik van die arend. As ons praat oor die swakheid van die arend, dan dink ons, joh, wat is eintlik regtig daar van 'n arend wat swak is? Weet julle dat hy kan nie in die aand vlieg? Hy kan glad nie sien in die aand. So dit beteken wanneer dit donker raak, moet hy 'n plek gaan soek waar hy rustig kan wees en waar hy moet wegkruip. Hy moet 'n plek gaan soek wat vir hom gemaklik is, want anders kan hy nie rus nie. Anders kan hy nie, hoe kan 'n mens sê, slaap nie. So dit beteken, hy beteken eintlik niks in die nag. So hy kan nie sien nie. So op hierdie stadium wil ek vir jou sê, daar is 'n swakheid in 'n arend. En so ook met ons as mens. Ons kan in sekere goeders, kan ons dalk sê, hoor hierso, ek is alright, maar daar's iets. Waar iewerste val jy. So ek wil volgende met jou praat oor die gemaksone. So wat sal jy sê is 'n gemaksone?
So elkeen van ons wat hier so is, as jy in 'n roetine is, en ewe skielik moet jy jou roetine breek, dan is jy te mekaar. Het jy daar agtergekom? Wanneer jy elke oggend opstaan en sê, hoor so, ek het breakfast, dan 8 uur is dit dit, 9 uur is dit dat, 10 uur is dit daai, 10 uur is dit 11 uur is dit dit, en ewe skielik moet jy iets anders te verander in jou routine. Wat gebeur? Jy is deur mekaar. So, ek het so 'n bietjie gaan oom Google of tannie Google gaan soek, en ek het gaan kyk, wat beteken gemaksone? 'n Gemaksone is 'n bekende sielkundige toestand waarop mense hulle gemak is en voel dat hulle in beheer oor hulle omgewing en 'n lae vlakke van angs en stres ervaar. So dit beteken dat daar nie stres is nie. Nog 'n goeie voorbeeld, nou as jy by 'n werk, jy kan alles doen in daai werk. As jy 'n ding wat jy nie kan doen nie. As jy hom doen, dan kan jy al toe daai ding doen. Maar die oomblik as daar iemand anders te kom, en hy weet 'n bietjie meer as jy, en jy sien maar hierdie ou is 'n bedreiging vir jou, wat gebeur? Stres begin. Jy begin nader aan vir jouself sê, hoe sou hierdie ou gaan my werk vat? Jy begin nader aan dink, hoe sou nou gaan ek 'n kompetisie. Wat beteken, wat gebeur? Jy is besig om te verander, om te kompenteer. Wat sê dit vir jou? Hy daag jou uit. So dis daai gemaksone waarin jy kan wees en wat kan gebeur. Maar as jy daar is, en so kan dit ook gebeur in jou eie lewe. Jy kan in jou eie lewe 'n gemaksone hê. Elke dag is ek by die huis. Elke dag weet ek wat se kos ek moet maak. Elke dag is ek besig met hierdie goed. Wat gebeur? Dis 'n gevaarlike terrein. 'n Gevaarlike terrein waarop jy kan beweeg, waarop jou gedagtes begin verkeerd gaan, waarop jou goed verkeerd gaan, goed wat jy aan dink en goed wat jy gaan doen wat verkeerd is. So, iewers gaan ons vandag op 'n plek kom waar ek en jy moet kies. So ek wil volgende jou praat oor gemak, hoe weet ek of ek in 'n gemaksone is? Jy word nie uitgedaag. Het iemand jou regtig uitgedaag oor wie jy is? Het iemand al regtig vir jou gesê, hoor hierso, kom ek wys jou hoe om te lewe, want jy lewe nie reg nie. Hoe voel jy as iemand dit vir jou sê? As iemand vir jou sê, jy lewe nie reg nie. Jy begin nader aan kwaad raak. Jy's nader aan ongelukkig. So dit beteken, jy is waarskynlik redelik goed daarmee om dit te doen waarmee jy besig is. Maar as jou werk nie ten minste soms uitdaag nie, dan is jy in die moeilikheid as iets jou nie uitdaag nie. Leef jy waarskynlik in jou gemaksone, borrel jy om goed te wees in iets verminder die gevoel van 'n risiko. So as jy elke dag dieselfde goeders doen en niks gaan verkeerd in daai plekke, het jy 'n probleem. So jy moet in 'n besigheid of in iets waarmee jy besig is, moet daar iets verander in jou lewe. Ek wil julle 'n storie vertel van 2 arende. Eendag lank gelede het iemand 2 kinders van 'n arend as 'n geskenk aan 'n koning gegee. Hulle was van 'n baie goeie ras en die koning het nog nooit sulke pragtige arend gesien nie. Die koning het 'n ervare man aangestel om na hulle om te sien. Na 'n paar maande wou die koning hulle sien. En hy het hulle na die plek gegaan waar hulle aangehou is. Die koning het gesien dat albei arende goed en mooi groot geword het en mooier as voorheen gelyk het. Die koning het vir die man wat na hulle omgesien het gesê, ek wil sien hoe hulle vlieg. Die man het nader aan die arende gegaan en vir hulle 'n sein gegee om te vlieg. Toe hulle die sein sien, het albei arende begin vlieg. Een arend het die hoogte
van die lug gevlieg terwyl die ander een 'n klein bietjie gevlieg het en teruggekom het en op dieselfde tak gaan sit en waarop hy opgestyg het. Toe die koning dit sien, het hy iets vreemds opgemerk en toe vra hy, wat is fout? Een arend vlieg so hoog terwyl die ander een glad nie wil vlieg nie. Iets is fout, want 'n arend wat vlieg wil hoog vlieg, hy vlieg nie laag of gaan sit nie. So en hier kom die koning en die man antwoord, hy sê, die majesteit, ek het alles probeer, maar hy wil nie vlieg nie. Die koning was lief vir albei arende en wou hulle albei hoog in die lug sien vlieg. Daarom, die volgende dag is dus in die hele staat aangekondig dat die persoon wat die arend hoog in die lug sou kon laat vlieg, sal 'n pryse ontvang. So hardop was die koning vir dit gewees en baie geleerdes het gekom en probeer om hierdie arend te laat vlieg. Maar na weke was die arend steeds in dieselfde toestand. Hy sê, dit het 'n bietjie gevlieg en op die tak terug gaan sit. Toe eendag sien hierdie koning dat albei arende hoog in die lug vlieg. Hy sê, hy kon sy oë nie glo nie en dadelik gevra om uit te vind wie hierdie prestasie gedoen het. Die volgende dag het die man in die hof verskyn nadat hy hom 'n goue muntstukke as beloning aangebied het, vra die koning. Hy sê, sê my, hoe het jy dit gedoen wat die geleerdes en nie kon doen nie? En hierdie man het geantwoord. Hy sê, die majesteit, ek is 'n eenvoudige boer. Hy sê, ek het nie veel kennis nie, ek het net die tak afgekap waarop die arend gewoon was om te sit. Hy sê, die arend, en toe die arend nie die tak kon vind waarop hy gewoond is om te gaan sit nie, het hy ook saam met sy maat gaan vlieg. So wat beteken dit vir my en vir jou vanoggend? Dis 'n twee keuses. Of ek en jy gaan hoog in die lug vlieg, of ons gaan op die tak sit. So gewoond aan dit wat jy doen. Ek wil nog 'n beskrywing bring. As jy groot geword het, in 'n huis waar daar baie geskree is, en gevloek is, en sleg gesê is, en jy word groot, en jy het kinders, en 'n situasie duik op, wat is die eerste gewoonte wat jy doen? Skree, vloek, skel, gewoond om op daai tak te gaan sit. Gaan kyk maar 'n bietjie en let op, wat is jou gewoonte en wat ken jy vanoggend? Daar is jou gemaksone wat besig is in jou eie lewe. Soos jy groot geword het, sal jy ken om op die tak te gaan sit, waarop daai arend gaan sit het. Jy vlieg altyd terug na dit toe wat jy ken. Dis jou gemaksone. En daai gemaksone wat jy daar het, kan partykeer of goed wees, of dit kan jou ten gronde bring in jou eie lewe. En ek wil 'n paar goed vir jou gaan uitbring, waarop groot manne in die kerk, of in die Bybel van gepraat is, wat uit sy gemaksone uitgehaal is, en moes gaan doen het wat God gesê het, en hulle moes gehoorsaam wees in al hierdie sake. Josua 1:9 sê, hy sê praat God met hom, nadat hy al hierdie goed sien, nadat hy beweeg het, hy sê hierso, het ek jou nie beveel, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waarheen jy gaan. Hoekom sê dit? Hy het dit nie net sommer net gesê nie. Dink daaraan, toe Moses die hele Israeliete, die hele volk moes lei, het hy hand in hand saam met Moses beweeg en hy het gesien
Moses se frustrasies. Hy het gesien hoe Moses met 'n geklaai hier agter, hoe hy het gesien het hoe 'n volk wat nie wil luister nie, hoe 'n volk wat ongehoorsaam is. Hy moes sien hoe 'n volk teen hom opkom. Hy moes sien hoe beklei hulle. En hier kom Josua en hy met 'n hele miljoen klomp mense hier agter hom, dieselfde gekla, dieselfde goed, dieselfde dinge waardeur hy gegaan het, moet Josua deurgaan. En hier staan Josua en hy sê, Here, hoe gaan ek hierdie geklaarry en bekleierery hanteer? En dan staan hy op die punt waar hy die Israeliete deur die Jordaanrivier moet vat en hy moet nog gaan om teen Jericho te beveg en hy moet nog al hierdie goed doen met dieselfde mense wat 40 jaar wat klaar gesterf het, wat die kinders saam groot en geword het, selfde gewoonte en hy moet hulle deurvat. Hier staan hy en hy kom by die punt waar God vir hom vra, het ek jou nie beveel? Hy sê, het ek jou nie beveel? Moenie vaskyk in die goed wat jy saam met Moses moes beleef het. Dan kom ek by die tweede een, Filippense 4 vers 13. Hy sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus, Paulus, wat dit sê. Paulus word uitgehaal. Ek wil jou 'n bietjie sy agtergrond vertel. Paulus was een van die fariseërs wat ook die hart gehad het om gelowige mense aan te val en hulle uit te gaan haal uit huise uit, in tronke te gooi, tereg te stel, dood te maak. En hier kom hy op die pad en 'n lig skyn op hom en hy ontmoet Jesus. Hy ontmoet Jesus wat hierso staan en hy sê vir hom, dis ek wat jy vervolg. En hier kom Paulus en hy besef wie Jesus is. En hy begin 'n pad stap saam met hom. Ek wil julle sy pad verduidelik so in kortliks. Klippe wat hulle hom na gegooi het, was amper dood daar, met stokke geslaan. Hy was gegeesel. Hy was in diep waters. Hy was sy hele lewe lank in 'n tronk. En weet julle wie het hom gevat? Weet julle wie het hom tereggestel? Die Fariseërs. Weet julle wie hom wou doodmaak? As ons in vandag se terme kyk, is dit die kerk wat jou aanval. Is dit die kerk wat jou in die tronk sit? Is dit die kerk wat jou gooi met klippe? Is dit die Christene wat teen mekaar opkom? En hier kom Paulus en hy sê, met al die woorde wat hy kon, en hy sê, ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus wat my die krag gee. Kyk hoe word Paulus uit sy fariseërskap uit sy gemaksone uit al hierdie goeders uit, haal God hom uit en sê, ek het vir jou 'n taak. Hy sê, ek het vir jou 'n taak, en dit kom gehoorsaamheid. Die volgende ene was Abraham. Genesis 12 vers 1 tot 4. En God se oproep aan Abraham om sy vaderland en sy familie te verlaat vir 'n onbekende land. Kan ons dit vandag doen? As God vandag vir jou sê, jy pak nou op, jy los jou kinders, jy los jou vrou of jou familie en jy gaan na 'n ander plek. Kyk 'n bietjie. Ek moes dit doen. Dis nie so maklik om in 'n ander land te gaan bly. Jy het geen mense of 'n sekuriteit van mense wat jou kan help nie. As jou kind moet skool toe gaan en jy's ewe skielik by 'n werk en nou wat nou? Wie gaan jy vra? Wat gaan jy maak? As jou kind siek word, waartoe gaan jy? As jou vrou siek word, wie gaan roep jy? Wie met wie? Dit kos werk om na mense toe te gaan. Dit kos koneksie om met mense in aanraking te kom om te weet wie hulle is. En hier kom Abraham en hy word gestuur na 'n land toe wat hy sê, hoor hierso, God het my gestuur en hy het my 'n belofte gegee en gesê, hierdie land is joune. Abraham kom, gekies het, soos die arend wat die heeltyd teruggegaan het na die tak toe. Abraham kom gekies het om te sê, ek gaan nie vertrou om daai land te vat.
Ek gaan nie vat wat God vir my gee nie. Maar Abraham pak op en hy trek weg. Jesaja 40 van vers 31, hy sê, maar die wat op die Here wag, hy sê, kry nuwe krag. Hulle vaar met vleuels soos 'n arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hoe kan Jesaja dit gesê? Jesaja lees ek alles waarskuwings. Maar hoekom het Jesaja dit gesê? Jesaja 6 lees ek daarso hoe Jesaja die teenwoordigheid van God gesien het. Hy het toe in die teenwoordigheid in beweeg, hy sê, Here, o wee my, ek is 'n man van onrein, ek vloek verskriklik, en my volk vloek verskriklik. Hy sê, Here, vergewe my. En die Here kom te Seraf en hy vat 'n kool, en hy gaan druk hom op sy mond. Hy sê, nou is jy rein, nou kan jy spreek. En hy spreek Jeremia, al die oordeel. Hy spreek dat mense sal doodgaan. Hy spreek dat die koninkryke gaan die ander koninkryk aanval. Hy spreek dat daar profesie oor lande uit. Al hierdie goed omdat hy gehoorsaam is. En wie is die mense wat hom aangeval het? Die Fariseërs. Die skrifgeleerdes, die kerk wat besig is. En wat was die uiteinde van Jesaja se opoffering? Wat was die uiteinde van sy gehoorsaamheid? Volgens hierdie tradisie het koning Manasse, wat 'n goddelose koning was, Jesaja, met 'n houtsaag in 2 laat saag. Omdat hy gehoorsaam is aan die woord van God. Omdat hy gehoorsaam is om te sê, Here, hier is ek, stuur my. Hy was opgewonde, hy het iets anders gesien. Hy het iets anders gesien, selfde met die ander mense wat ek voorheen gepraat het. Hy het iets gesien. Hulle het iets geweet. Matteus 4 vers 17, en van toe af het Jesus begin spreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dis wat Jesaja wou gesê het. Hier kom Jesus en hy sê, bekeer julle. Hy sê, verander julle manier. Kom uit die comfort zone uit. Hy sê, bekeer julle, want daar's 'n koninkryk wat kom, en jy is veronderstel om na daai koninkryk te beweeg. Jy is veronderstel om in te beweeg. Bekeer julle, want hy sê, bekeer julle van dit wat julle doen. En dis wat die profete probeer verduidelik het. Dit was wat Josua julle probeer verduidelik het. Dis wat Paulus probeer verduidelik. Hy sê, daar's 'n ander manier van leef. Hy sê, en daai leef is, dat jy en ek moet die koninkryk in beweeg van God. Ek en jy kan volgende hierso sit, en sê, ek kan hoor van Jesus, ek kan hoor van die Here, ek kan hoor van die Heilige Gees, maar dit beteken glad nie, dat ek en jy in die koninkryk is. Dit beteken glad nie, dat ek en jy deel is van die ding. Hy sê, hierso jy en ek, wat vanoggend hierso sit, moenie net met ons mond belei nie, maar ons moet ons hart sny. Ons moet verandering in ons hart hê. Ons moet ons ways verander. Ons moet ons lewe verander. Ons moet ons leefwyse verander. Hy vat jou nie uit die wêreld uit nie. Hy vat jou nie uit jou doen en lagte uit nie. Hy wil hê jy moet op 'n ander manier hierdie ding hanteer. Hy wil hê Christus moet deel wees van jou. Hy wil jou doen en late saam wees wat jy doen. Ek wil jou vra, as jy in jou kamer in beweeg en jy gaan doen dinge wat jy weet dinge is nie reg nie, gaan jy God saam met jou daarin vat. Hy wil saam met jou daarin gaan en saam met jou deel. Aanbaak ek myself hierso. Hy wil saam met jou deel. Moenie dink dat God sien jou nie. Hy sien jou. Of jy daai deur toemaak of jy hom nie toemaak nie, God sien jou. Of jy huil, God sien jou.
Of jou hart breek, God seën. Hy wil deel wees van daai, en dis waar die koninkryk inkom, waar jy moet inbeweeg, want jy kan nie van buite af sien wat in die koninkryk aangaan nie. Jy moet deel word van die koninkryk, jy moet deel wees van die krag van God, jy moet deel wees van dit wat God vir jou wil wys, jy moet deel wees van die vrede. Maar jy kan dit nie doen as jy buite staan nie. Jy kan dit nie doen as jy net gehoor het van Christus nie. Jy kan dit nie doen net van om dit te hoor, om te sê, hoe so, ek spreek sy naam. Jy moet hom beleef. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus homself sê, ek is die weg. Hy is die weg waartoe jy moet gaan. Ek is die waarheid. Of jy vra vanoggend, praat jy regtig die waarheid? Is dit regtig die waarheid waar jy vanoggend is? As ons die waarheid praat en jou lewe val uit mekaar uit, moet jy dit kan herken en sê, my lewe val uit mekaar uit. Sodat die gelowige saam met jou kan bid. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as jy bely met jou mond, sal God saam met getrou wees om jou te vergewe. Praat jy regtig die waarheid? As jy nou voor Jesus moet staan en jy weet wat jy aangejaag het. Praat jy regtig die waarheid, erken jy regtig wat jy verkeerd gedoen het. Dan sê hy, as jy ewig gelewe. Ek het gister by die hospitaal, toe deel ek met hom. En ek deel met hom, en toe ek klaar is, toe bid ek saam met hom, en ek loop uit, en ek ervaar, die Here sê vir my, ek moet omdraai, en na hom toe loop en vir hom vra, as iets nou moet gebeur, is jy reg? Gaan jy die ewigheid ingaan? En Christus gaan jou kom haal? Of as jy werklik sterf, en jy maak jou oë oop in die vuur, waar gaan jy wees? Jesus sê, hy is die weg. Ek en jy, soos wat ek nou gesê, bekeer jou, want die koninkryk van die hemel is nader. Ek wil vir jou sê vandag, Johannes 3 vers 3 sê, jy moet 'n wedergeboorte ondergaan. So dit beteken, die verandering moet plaasvind. Jy moet nie meer leef nie. En dis wat die volgende woord sê, hy sê, Matteus 16 vers 24 tot 25, en toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, hy moet homself verraai, hy moet sê, hoor hierso, ek weet ek in ons land deel. Maak nie saak wat mense van jou sê nie. Wanneer Christus jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Dan behoort jy nie meer aan die wêreld nie. Hy sê moet homself verloon en sy kruis optel. Dis alles wat Jesaja en Paulus en Jeremia en almal gedoen het. As hulle kruis opgetel, maak nie saak wat nie. Mense kan my maar doodmaak, ek weet waartoe ek op pad is. Hy sê, my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, en wil lewe soos wat hy wil lewe, wil ek vir jou sê, gaan jy hom verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Dan stap jy saam met Christus in daai koninkryk in, en jy leef in die ewigheid saam met hom. So wil jou vra vanoggend, dat die jong man na Jesus toe gekom, en hy het vir Jesus gevra, wat moet ek maak om die ewigheid te beerwe? En die Here sê vir hom, jy moet die wette onderhou. En hy sê, ek onderhou alles. Ek verklaar dit. Jesus sê vir hom, verkoop alles. Hy sê, volg my. Maar Jesus
Het jy verwag dat hy die goed moet verkoop nie? Hy wil sy hart raak gesien het. Hy wil hy man sy hart raak gesien het, maar die geld en die rykdom was vir hom te veel gewees. En dis waar hierdie stuk ingekom het. As jy jou eie lewe wil red, gaan jy dit verloor. Die goed wat jou vashou, gaan jy verloor. Ek wil die volgende ding vertel, Pastoor Reinhard Bonke preek. En hy sê, hulle vang hierdie prostituut. En hier kom hulle met die klippe in die hande. En hulle sê vir hom, in die wet van Moses, sê hy, dat ons moet hierdie vrou doodmaak. En toe Jesus dit sien, toe sak hy so af en hy skryf daar in die grond. Maar hy verduidelik, hy sê die vrou het nie net sommer gekom saam met hulle, sy het nog so 'n bietjie beklei. Sy het ook nog, ek sien hierdie agterstories wat die goed nie, wat nie in die Bybel geskryf is nie. Sy het nog wel gesê, maar jy ken ek, maar vir jou ken ek, jy ken ek. En hier kom hulle, en hy verduidelik, hy sê hulle skop haar sommer so, soos wat hulle haar bring daar na hom toe. En soos wat sy gaan lê. Nou weet sy het nie meer die krag by hulle nie. Sy weet, dat sy nou die enigste weg is daarso, dat sy het geval vir iemand wat sy nie nodig gehad het om te kom nie. Sy het nie uit haar eie wil gekom, want sy weet sy is in moeilikheid. Nou vra Pastoor Reinhard Bonke, hy sê, hoe het hulle geweet sy is skuldig? Was die man wat haar in moeilikheid gebring het? Wie is die man? Nou maak hy nogal so, hy sê, sy Fariseër. Want hoe het hulle dit geweet? En toe Jesus hierdie woorde sê, hy sê, as jy, julle vol sonde, as julle rein is, gooi die klip. Hy sê, terwyl Jesus nog so skryf, hy sê, hoor jy hoe val die klippe? Hy sê, van die oudste het weggeloop. En so het wegbeweeg. En al die skare het wegbeweeg. Net Jesus en die vrou het daar gestaan. Hy sê, hy vra vir haar, nou waar is jou mense wat jou aangekla het? Sy sê, dit weg. 'n vrou wat dit nie eintlik verdien het nie. 'n vrou wat nie eens wou gekom het nie, het nie 'n keuse gehad nie. Wat se belofte was al vir jou gewees. En hy sê vir haar, ek oordeel jou ook nie. So vra jy volgende, wat se gemaksone het jy? Ons is nie vrygestel in vandag dat die skrifgeleerdes ons wegjaag nie. Ek wil vir jou verduidelik, toe oom Angus Baggen die miljoen mans by mekaar gekry het, en hy het deurbrake gekry, wie het hom aangeval? Die skrifgeleerdes. Die manne wat slim was. Maar ek wil nie by dit vashaak vanoggend. Ek wil by jou vashaak, wat in jou gemaksone is volgende. By jou vashaak, dat jy gelukkig is met jou lewe. By jou vashaak, jy as kind van die Here wat vanoggend hier so sit, wat die Here hoeveel keer met jou al gepraat het en vir jou gesê, gaan bid vir iemand. Volgende het die Here dalk vir jou gesê, hey, gaan bid vir Ruben. Dan kom die woorde en sê, maar ek is nie reg nie. Of ek is onrein, of vervloek, of ek is nog nie gereed nie, ek is te jonk. Waar is jy volgende? As ons werklik op die plek was, sal die stoel te min gewees het. As ons nie in ons gemaksone was nie, was hierdie kerk te klein gewees. Maar omdat ons die leuen van Satan
glo en sê, maar ek is vasgevang in dinge in my lewe. Ek het te seer in my lewe. Ek weet nie hoe om vry te kom van die goed nie. My gedagtes is te veel. Ek kan dit nie doen nie. Of ek is gebreek. Dan lees ek oralste hierso, hoe al hierdie profete gesê het ja. Ek lees nie nadat hulle gesê het, hoor so ek kan nie, en God het vir hulle gesê, hier gaan. Dan lees ek, hoeveel krag en mag het hulle gebruik om vorentoe te beweeg. Dan lees ek die woorde wat hulle gespreek het, en hulle laaste woorde is hierdie, ek is tot alles in staat, ten spyte van waardeur ek gegaan. Ten spyte van vandag is dit so, hulle lag vir ons. Vandag is dit so, dat hulle gee nie meer om. Maar ek dank die Here, dat Jesus is nog steeds gister, en vandag, en môre. Hy genees nog steeds. Hy raak nog steeds mense aan. Hy verander nog steeds mense. Hy bring mense nog steeds tot bekering. Hy raak mense aan. Hy genees mense. Ek het dit al gesien. Hoeveel keer het dit al gebeur? En vandag, as ek sien in my eie lewe, toe ek in Pretoria was, het ek een ding geken, werk toe, huis toe. Routine. Nadat ek na die Here toe moes gaan en sê, Here, ek kan nie so aangaan nie. Jy gaan my moet uithaal, en ek moet inbeweeg in plekke in. En hoe die Here iemand op my pad stuur, en boodskappe stuur, hoe is op sien ek jou vanaand? Hoe is op sien ek jou vanaand? Hoeveel keer het ek al verskonings gehad? Totdat ek 'n besluit moes maak, om te sê, ek moet in my kar klim en ry. So ek vra jou vanoggend, wat het die Here vir jou as 'n opdrag gegee om te doen vandag? Gehoorsaamheid. Die grootste ding is gehoorsaamheid. Die kleinste dingetjie wat die Heilige Gees vir jou sê, moet jy doen. Hy kan jou nie vertrou in groot goed, as jy nie sy klein goedjies kan doen. Maar ek wil vra, Corrie, laat ons die musiek sal aanbring, ek gaan afsluit. Kom ons vra so, terwyl jy die woord gehoor het, wil jy vra vanoggend, as die Gees van die Here met jou gepraat het vanoggend, as jy nie weet hoe werk dit nie, dit klop so in jou hart. Ja, is 'n bietjie vinnig asem. Is 'n bietjie benoud, hoe noem hulle dit? Bietjie opgewonde, jy maak so, draai so bietjie. Die Here praat met jou, hy sê vir jou, so, jy is in die moeilikheid. Jy is in die moeilikheid. Daai ding waarin jy sit vanoggend, wat jou gemakzone is in die moeilikheid. Of dit nou in jou gees is, God wys dit vir jou. Jy sal weet. Jy het al geweet, onthou dit, ek bevestig net die vraag, die goed. Jy weet, jy is in die moeilikheid. Jy is in daai gemakzone, waar die vyand jou wil hê. En hy vertel vir jou elke dag die leuen. Hulle sê, ja, maar wat as? Hoor mooi, wat as? Die geld klaar vir jou die gebrande hout. Wat as? Wat as jy dit doen? Wat kan dan gebeur? Maar God sê, in Jakobus 4:8, gee jy die eerste tree. Ek sal nie alle tree gee. Hy sê, moenie jy worry oor die verandering nie. Ek sal die verandering maak.
Doen jy net wat ek vir jou sê. Doen net wat ek vir jou sê. En as die Here met jou praat, vir jou sê, jy is op die verkeerde pad, dan moet jy luister. Hy sal nie vir jou sê, jy is op die verkeerde pad, en jy is nie. As hy vir jou sê, jy is op die verkeerde pad, nie, moet hy vir jou sê, die hel is daar so. Die vyand is gelukkig daarmee. Maar wanneer jy uit moet kom, wil vir jou sê, moet jy die keuse maak. Is jy die een wat die arend wat daar in die lug vlieg, of is jy die een wat op daai tak gaan sit? Is jy elke keer terug na daai tak toe? Dis wat die vyand jou wil hê. Hy wil jou terugbring na daai tak toe. Dit wat jy gewoond is om te doen. So wil vra dat jy oë sal sluit. Vader, die woord is gebring vanoggend. Het is nie altyd lekker om so woord te bring, Vader, maar ons het dit nodig. En vanoggend wil ek vra, Vader, as daar enige iemand is, wil ek vra dat U in hulle harte sal werk vanoggend. En ek wil vra, Vader, dat die Gees dit sal doen, Vader. Dat U by hulle sal gaan staan en die arms om hulle sal sit en vir hulle sal sê, is okay, is okay. En vanoggend wil ek jou vra, as daar een van julle is wat vanoggend sê is, ek weet, ek is op die verkeerde pad. Ek wil regtig reg maak vanoggend. Ek het my lewe is vol met mekaar uit. Ek voel asof ek in die water is en ek kan nie daar uitkom. Daar is nie 'n stepping stone om op te klim nie. Ek kan nie daar uitkom nie. Ek het Jesus nodig om sy hand uit te steek en my op te lig. As daar enigiemand is wat sê, so, ek wil regtig my lewe reg maak. Steek net jou hand op, ek gaan saam met jou bid. As daar enigiemand is wat ons sê, dankie. Dan nog iemand wat wil sê, so, hier is ek. Wil ek maar laat sak. Daar nog iemand, dankie. Is daar nog iemand, voor ek nou gaan saam bid? Dankie, kom maar laat sak. Right. Ek wil vra dat jy hardop saam met my sal bid. Here Jesus, ek kom na U toe vanoggend. En ek erken en ek bely my sondes. En dit wat ek gedoen het, Here, vergewe my. Kom was my met U bloed vanoggend, Here. Dat ek skoon sal wees soos wit, Here. Dat U my sonde sal vat en in die diepste van die see sal gooi. En dat ek sal weet, ek behoort aan Jesus Christus. En ek sê vir U dankie met blydskap. Dat ek 'n kind van U is vanoggend. In Jesus naam. Amen. Ek wil vra, is daar enige iemand wat vanoggend sê,